Môre vriende, baie welkom weer vandag by die erediens. Ons doen dit vandag so 'n bietjie anders. Vandag kyk ek julle in die oë, kyk jy op julle nie af. Kom sluit dit gou die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie vir u goedheid, u guns, u liefde, u genade. Here, dankie dat u ons vanoggend weer so by mekaar gebring het. En Vader, dankie dat ons u naam kan aanroep en u kan kom aanbid, om u te kom loof, te prys, te seën. En ja, Here, maar die belangrikste van alles ook, Here, is om iets uit u woord uit te leer. Vader, ek vra dus, laat die wêreld nou vandag daar buite stil staan. Here, en raak ons elkeen se hart so aan, deur die Heilige Gees, Here, net soos u dit kan doen. Vader, laat ons hier uitstap anders as wat ons hier ingestap het vanoggend. Ons loof u en ons prys u en ons dankie. In die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, ek luister een keer na 'n oupa wat daar op 'n stoep of hulle sit net binne in die kombuis, die oupa en die seentjie. En die seun kom na sy oupa toe. En hy vra vir sy oupa, oupa, hoe weet ek wie God is? Bestaan God? Is daar regtig 'n God? Julle weet mos, die ou mense, hulle is mos baie wys. Hulle sal jou nie direk aanval of iets in daai lyn nie, maar ek weet nie, soos my oupa ook, hy daarvan gehou om vir jou praktiese ding te wys. Want as jy prakties wys, is dit daai prentjie wat in jou kop vassit. Dit is dan nie net wat hy gesê het nie, is nie net woorde nie, maar jy onthou daai prentjie wat hy vir jou geskets het. So met die wyse ou oupa, hy glimlag en hy vat 'n glas water, maak 'n glas water vol. En hy stap buitekant toe
daar in die son, nee. Sê vir sy klein seun, kom kykie. En hy sit die glas so op die tafel neer, laat die son nou deur dit skyn en al daai goeders. En hy vra vir die seun, wat sien jy? Glas met water, hoekom oupa? Hy sê nee, kan jy nie die lig deur die water sien nie? Sien jy nie die weerkaatsing van die son nie? Is dit nie wat jy by dit sien nie? Sien jy nie die tafeldoek op die tafel deur daai glas water nie? Sien, dis hoe ek weet, God bestaan. Al kan jy hom nie altyd sien nie, weet jy, verseker, hy is daar. Hy is in 'n ligte briesie, hy is in 'n storm, God is altyd daar. Ek dra vir ons 'n vers voor, Exodus 3 vers 14. Ons onthou ons toe Moses die Israeliete uit Egipte uitgelei het. Net voor hy wou. Toe het Moses vir God gevra, maar hoor hierso nou, as daai volk van jou nou vir my vra, wie u is, wat moet ek vir hulle sê? Wie is u? En God antwoord hom net so. En hy sê vir Moses, ek is wat ek is. Net so. So jy kan nou actually daai vat, ek is wat ek is. Jy kan dit vat of vir jouself probeer ook groter maak, verkleineer, uitpuzzle. Nou wie is God nou eintlik? Ek is wie ek is. Jy sien, hier openbaar God homself as die selfbestaande ewige God. Julle sien vriende, God is nie beperk deur mense se idees en persepsies nie. God is eintlik eenvoudig. Hy is wie hy sê hy is. Hy is. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Bybel wie is God. Ons weet almal God is skepper van die hemel en die aarde. God is alomteenwoordig. God is alomwetend, alomsiendend. God, dit is presies soos wat hy gesê het, hy is wie hy sê hy is. Ek is. Hy is oral. Hy's om jou. Hy's daar in daai water. Hy's daar in die lug. Hy's daar in die wolke. Hy is. Ek sien die primêre bron van die openbaring oor wie God is. Dit wys sy karakter. Sy daarin sy verhouding met mense. Wat ek oor mal is oor, is God is liefde. Dit is wie God ook is. Liefde. Maar ek dink in ons besige wêreld, besige tyd vandag, besef ons nie regtig wat daardie woord beteken nie. God is liefde. Maar ons sal daarby uitkom. Julle sien vriende, in die begin, Genesis 1 vers 1 staan daar. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Alles wat bestaan is deur God gemaak. Alles. Ek meen as julle net so by hierdie venster uitkyk, nee. Alles wat julle sien, die gras wat groei, daai boot wat daar op die water ry, die voeltjies wat daar loop. Alles het God gemaak. Alles. Die ligte wat hier brand. Dis God se werk. Alhoewel mense dit gedoen het, maar God het nog steeds hy persoon die inisiatief gegee. Hoe om 'n lig te maak. Dis alles God. Die lig wat ons so inasem, ek meen ons doen dit natuurlik, daar's nie eers moeite nie. God het hierdie suurstof vir ons gegee. Jy kan dit nie sien nie, maar vat die suurstof weg, hoe gaan jy lewe? As jou suurstof afgesny word, kan jy nie asemhaal nie. Dit is God. Dit is ons almagtige God. Ons sien in Openbaring 22 vers 13 sê dit ook so mooi. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. God is van daar tot wherever ons nog gaan, is God. Hy is daar reeds dan. Hy wag vir ons. Hy wag vir ons by die wenstreep. Jy sien, vriende, God is buite tyd en ruimte. Ons is almal bekend met daai wat Vader sê, dat 100 jaar is vir hom soos 'n dag en 'n dag soos 100 jaar. God is nie verbonde aan tyd nie. Hy gaan daar wees van nou tot in aller ewigheid. Julle sien die skepping getuig regtig daarvan dat daar moet 'n God wees. Ek weet daar's baie mense wat nie daaraan glo nie, wat nie dink
God bestaan nie, want die goed het net gebeur. Dis maar nou net daar gesit. Wat 'n fout gaan hulle nie eendag agterkom nie. Ons lees in God se woord. Dis hoekom ek sê dit is so belangrik om God se woord te lees, God se woord te ken. Want dan wanneer die vyand vir jou wil kom vertel, ag, regtig, maar nou weet jy, nou kan ek weer terugval daarop ook. Hoekom as God nie reël is nie? Luister jy vir 'n vyand? Want dan moet die vyand ons ook nie reël wees. Maar tog luister jy vir die vyand. Maar God wat 'n woord geskryf het, 'n Bybel geskryf het, ons riglyne gegee het, ons gewys het hoe lief hy is vir ons. Vir hom is dit asof ons hom half een kant toe wil stoot. Ons lees in Psalm 19 vers 2. Die hemel vertel die eer van God en die uitspansels verkondig die werk van sy hande. Soos ek nou gesê het, die natuur weerspieël God se mag, God se kreatiwiteit. Ek meen van die kleinste goggo tot die grootste olifant of walvis. Alles wat God gemaak het. Julle sien, vriende, selfs ongelowiges kan God se bestaan sien deur die skepping. Ek meen, niemand kan vir jou verduidelik waar kom dit vandaan nie. Daar is nie 'n verduideliking nie. Maar ons as Christene, ons as kinders van die Allerheiligste, ons weet mos, hy bestaan, want waar kom jy vandaan? Iemand moes jou gemaak het. Jy het nie net uit die lug uitgeval en eweskries jy daar nie. Maar woord het hulle altyd gesê, jy moet die babetjies, nou kom die ooievaar. Ooievaar drop hulle daar waar hulle wil wees. Nee? Ons weet ons beter. Julle sien, en God is heilig, God is almagtig. Ons lees dit in Jesaja 6 vers 3. Heilig, heilig, heilig is die Here almagtig. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Ek wil klem lê daarop. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Elke mens, elke dier, elke voël, alles is geskep. En God het dit gemaak. Hy het mos dit geskep vir sy heerlikheid. Alhoewel ons weet die aarde is boos, die wêreld is boos. Baie mense dwaal af, baie mense glo nie daaraan nie. Maar soos ek weer eens sê, ons as kinders van die Allerheiligste God kan dit mos in alles sien. Ons kan dit waardeer. Vat net, waar kom reën vandaan? Ja, dit kom uit die wolke uit. Waar kom die wolke vandaan? Iemand moet die wolke bymekaar sit. Iemand moet dit squeeze soos 'n spons. Wie is dit? Wie is dit? Dit kan mos net God wees. Jy kan nie water maak nie, al probeer jy hoe hard. Jy kan nie. Hy is genade water, lewende water uit die hemel uit. Soos daai water uit die hemel vir ons lewe gee op aarde, om ons goeders te laat groei en alles. Soos ons Here Jesus ook, die bron van die lewende water. Julle sien, vriende, God is koning van die heelal en regeer met geregtigheid. Hy hou die wêreld in stand en bepaal die geskiedenis. Hy regeer regverdig en niemand kan sy gesag bevraagteken nie. Dit laat my dink, ek dink dit staan daar in Job nogals. Ons almal is bekend met Job se verhaal, waar God vir Job gevra het, maar hoor jy nou, waar was jy toe ek die uithoeke van die wêreld bymekaar gesit het? Waar was jy dat ek jou raad moet vra? God het geen mense raad nodig gehad nie. Hy het nog steeds geen mense raad nodig nie. Hy weet mos wat is die beste. Hy regeer. Maar weet julle wat die probleem is? Dis die sonde. Ons almal weet, Vader haat sonde. Hy kan dit nie verdra nie. Dis hoekom hy sy seun vir ons gegee het. Om ons te kom reinig, maar ek sal nou by dit kom. Julle sien, dit is die ding. Partyke vra mens, ja, maar waar's God? Hoekom sien ek nie meer God vir God nie? Bestaan God? Waar is hy? En dan sit ek so en dink, ja, dit is eintlik hartseer. Dit is hartseer dat jy daai vraag moet vra. Want weet jy wat? Soms, meeste van die kere, is God presies daar waar jy hom gelos het. Jy het besluit om God hier te los en jy stap daai kant. Onthou, ek sê altyd, God is die perfekte gentleman. Hy gaan jou nie forceer om lief te hê nie, hy gaan jou nie forceer om hom te volg. Hy gaan nie.
Dis hoekom hy jou eie wil gegee het, jou eie vrye wil. So daar waar jy hom gelos het, ek kan jou garantie, draai om en gaan kyk, hy staan nog steeds daar wag vir jou. God verlaat ons nie, dis ons wat hom verlaat. Onthou, sonde bring 'n skeiding tussen mens en God. God kan dit nie verdra nie, hy wil dit nie voor sy aangesig sien nie. Ons lees in Habakuk 1 vers 13. U oë is te rein om kwaad aan te sien. U kan die onreg aanskou, u kan nie die onreg aanskou nie. God hou nie van sonde nie. God is sondeloos, selfs soos sy seun. Sy seun het aarde toe gekom sondeloos, vleklose lam, wat vir ons geslag is. Julle sien vriende, wat sê mense oor wie is God? Julle nou al regtig gaan sit en luister, hoe praat 'n mens van God? Maar weet jy, ek het eintlik baie lanklaas eintlik iemand gehoor praat van God. Want gewoonlik as jy by 'n plek instap of iets, is dit altyd eider politiek of is rugby of is cricket, maar probeer jy God in die gesprek inbring, is asof hulle jou so aankyk of 'n kat jy nou hier ingedraai het. Mense, het hulle nou nie meer respek vir God nie, of is God maar nou net nie meer nommer 1 wat hy so belangrik is nie? Dis regtig baie hartseer. Dis sien vriende, en mense dikwels, nê, het hulle eie idees oor hoe God is en wie God is. Party mense skep hulle eie weergawe van God, wat so 'n fout is. Ek meen, Vader het ons sy Bybel vir ons gegee, 66 boeke. En wat hy homself geopenbaar wie hy is. En hy het ewen verder gegaan. Hy het sy seun gestuur, sodat ons kan sien wie Vader is. Ons lees in Romeine 1 vers 22. Terwyl hulle voorgegee om wys te wees, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verruil vir beelde van verganklike mense. Ons weet in daai tyd, wanneer die Romeinse tyd, het hulle baie afgode aanbid. Hulle het mos hulle eie standbeeldjies gemaak en hulle geloof en geprys. Iets wat nie eens asem het nie, iets wat niks kan doen nie. Dit laat my dink aan 'n verhaal wat iemand so eendag vir my vertel het. Dat daar was 'n afspraak met hulle gewees, want hulle sou gaan uit eet het of iets in daai lyn. Toe sê die een man, ook maar 'n afgodsaanbidder, sê nee, hoor hierso nie, hy kan nie gaan nie, want dit is 12 uur die dag, hy moet sy afgod gaan skuif, sodat hy weer vir die son kan kyk. Ok, kom so, of sy God altens, want dis maar sy God. Ok, kom so, hy sê, wow, jy moet jou God gaan skuif, my God skuif my. En dit is hoe God ons treurig. Ons het nie nodig om God, hy skuif ons waartoe ons moet gaan. Is dit nie amazing nie? En ek dink in elk geval, daai mense se oë sal ook nog oopgaan. Jy sien, baie mense maak hulle eie gode en dan pas hulle daarbey aan, en dan weet jy, hulle oorreed hulle nog self, dat dit die waarheid is, dit die weg is. En ons almal weet, dit is nie, dit kan nie wees nie. Ek dink sommige mense sien God as 'n genadige oupa, wat net aanvaar sonder om te oordeel. Ander sien hom as 'n riglyn en 'n konsep, sonder werklike gesag. En ek dink ook, hulle sien hom as die een met hierdie lat, trap verkeerd en jou velle waai. Ek dink, Charles, ek en jy is bekend met daai ding, trap verkeerd, jou velle waai. Dit is nie hoe God is nie. En God is ook nie net 'n wensmasjien nie. Weet jy wat is ook so hartseer is? Wanneer dit goed gaan, het jy nie tyd vir God nie. Ek gaan nie my kerk toe nie, want dit is mos so lekkerder om 'n fliek te gaan vang, 'n bietjie winkels toe te gaan, want dit gaan ons goed, op die strand te gaan lê, gaan ons goed, by mense te gaan kuier, want dit gaan goed. Alles is pikfyn. Maar nou begin die moeilikheid kom. Nou begin jy sukkel. Ewe skielik kan jy nie by al jou rekeninge uitkom nie. Ewe skielik is daar nie meer genoeg geld vir petrol vir die week, vir werk toe en terug nie. Jy sien, nou wil jy begin vir God blameer. Maar waar was God toe dit goed gegaan het?
Nou wil jy vir God kom blameer, want jy sien baie keer ook, dit is wat mense doen. Hulle blameer God. Hoe kan jy vir God blameer as hy jou eie wil gegee het? Jy het besluit, daai tyd het dit so goed gegaan het om vir jou 3 ekstra kredietkaarte te kry, jy het 'n persoonlike lening aangegaan. So in plaas van om kerk toe te gaan en God te gaan loof en te gaan preek op Sondag wat ook al, het jy eerder besluit om winkels toe te gaan, flieks toe te gaan, klere te koop wat jy nodig het nie, daai dierkaarte gekoop wat jy nodig het nie. Jy het dit besluit. Nou ewe skielik, o God, hoe gaan ek hierdie maand my skuld betaal? Ek het nie geld vir kos nie, ek het nie geld vir water en ligte nie. Here, waar is jy? Hoekom dien jy dit aan my? Regtig, is dit God se skuld? Het God vir jou gesê, gemaak 'n rekening oop? God het jou mos genoeg gegee, genoeg geld, en hy sal sorg. Hy sê in sy woord, hy sal vir jou sorg. Moet jou nie bekommerd oor wat jy gaan eet en aantrek, want hy sal vir jou sorg. Maar nou kom hy mense en waar's God? Of ewe skielik oorval 'n siekte jou. Nee, hoekom nou met my? Hoekom gebeur dit nou met my? Hoekom ek? God se skuld nie. Jy het besluit om verkeerd te eet. Dis hoekom jy maagsweer gekry het. Jy het besluit om daai te doen en dit. Jy het dit besluit. Dis nie God nie. Hoe kan jy nou vir God aankla? Hoe kan jy hom blameer? Is dit regverdig teenoor Vader? Is dit regverdig? Ek dink ons moet regtig baie mooi dink daaraan voor ons God blameer vir dinge wat fout gaan en skeefloop. Julle sien, beproewings gaan oopkom, maar daar's 'n verskil tussen beproewings en om verskillig te lewe. Beproewings sal ons sterk maak en beproewings sal ons altyd deurtrek. Maar om verskillig te lewe, gaan jy mos net dieper in daai donker put in. Hulle sê mos as jy geld daar in daai put, in die put ingooi. Jy kan hom maar volmaak, hy gaan nooit volkom nie. Dis jou keuse. Nie God blameer vir jou keuses nie. Jy sien, ek dink ook wat ons van God glo, bepaal hoe ons leef. Maar weet julle, dit is ook omdat dit ook so belangrik is. My vrou weet, ek is baie erg hieroor. Dit is so belangrik. Bid, lees jou Bybel en kom in teenwoordigheid van gelowiges. Want dis daar waar jy groei, dis mos nou daar waar jy meer van God leer. Dis mos nou daar waar jy nader aan hom groei. Dis mos daar waar jy gaan groei. In plaas van jou tyd en jou energie gaan mors het, elke Sondag in die malls en shopping malls, geld mors. Jy gaan mos nou nie jou geld mors by die kerk nie. Jy gaan jy gaan eers jou tyd mors by die kerk. En dis mos waar jy gevul word. So jy het daai besluit gemaak. Moenie God blameer vir jou besluite nie. Jy sien, dan kom die vraag by mense op, wie is God? Wie is God vir jou? Wie is God vir my? Ons lees in Matteus 16 vers 15 staan daar, wat Jesus vir sy disippels mos gevra het, wat almal nou mos 'n woord gehad het van wie Jesus is, maar toe vra Jesus vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Ek wil hê daai vraag moet nou net 'n bietjie in ons gedagtes gaan vassteek. Wie sê julle is God? Hoe groot is jou God? Laat net so 'n bietjie by julle vassteek. Julle sien vriende, is God vir jou net 'n konsep of is hy 'n lewende realiteit? Is hy net 'n noodlyn of is hy absoluut jou kaptein? Wie is hy? Dis jou keuse. Ek het gesê God is 'n gentleman. Hy forceer hom nie af op jou nie. Jy sien, in 'n verhouding met God bepaal hoe jy hom sien en ervaar. Nou kom dit by my op, of toe maar ek gaan dit nou met julle deel. Ek wil nou nie te ver vooruit spring nie. En dan, hoe jy God sien, wie God vir jou is. Wat se tipe verhouding het jy met God? Het jy maar net 'n, kom ons noem dit 'n telefoonverhouding, bel net wanneer jy iets nodig het? Of het jy regtig 'n verhouding, 'n omgee verhouding? Vader, hoe gaan dit met U? Alhoewel ons weet, dit gaan altyd goed met God. Nie altyd nie, want ek dink dit breek ook sy hart,
om te sien hoe mense afdwaal en verkeerde dinge doen, want dit is mos nie hoe God mense geskep het nie. God het ons geskep om hom te eer, en hom te aanbid, en hom te loof en te prys, en hom te dien. Ek lees vir ons in Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat U gestuur het. Hoe amazing is dit nie? Vader, kom ek vertel julle gou net so. Vader, ons weet almal uit Adam en Eva geskaap. Ons weet hoe die nasies gegroei het en al daai. Nou, ons weet ook hoe het hy Israel uit Egipte uitgelei. Nou, wys jy net hoe lief God vir die mens was, nee. Nou het hy het Israel alles gegee. Alles wat hulle wou gehad het, alles wat hulle nodig gehad, hy het hulle gelei, hulle beskerm teen al die aanvalle, al die oorloë, alles. En wat maak hulle? Hulle draai hulle rug op God en begin aanbeelde aanbid. En weet jy, nou kom Jesus, God deur 'n profeet en sê, hoor hierso, los daai goed. Draai terug na my toe en ek help jou weer. Wat doen hulle? Ons nou te lekker nog hier in die wêreld. Hoeveel God het hulle eintlik weer genade. Asseblief, kom terug na my. Ja, dit moet eintlik hartseer wees. Ek dink vir ons as ouers ook, as jy bly die hele tyd goed doen vir jou kind. Jy bly die hele tyd goed doen vir jou kind. En jou kind jag aan, hy staan op die randjie nou om toegesluit te word al. En jy sê vir hom, okay, los daai, kom terug na my toe. Ek sal jou help, ek sal jou uithelp. Maar tog stamp hy sy kop en hy gaan daar deur. Jou hart breek erger as syne. Hoe erger is dit nie vir ons hemelse Vader nie? Kom terug na my toe. Maar nee. Jy sien, God wil nie net geken word deur feite nie. Hy wil 'n intieme verhouding met elke een van ons hê. Ons weet mos God is alomteenwoordig. Ons weet hy is alomwetend. En ek glo hy weet ook al reeds wat ons nodig het nog voordat ons gevra het. Maar weet julle, God wil graag hê ons moet vra. Ons moet hom gaan vra. Hy wil dit uit ons monde uit hoor. Jy sien vriende, dan kom dit by my op om hom te ken is 'n gemeenskap met hom te leef deur gebed, Bybel te lees en gehoorsaam te wees. Dit is hoe jy nader aan God groei. Bid. Roep hom aan. 24 ure 'n dag. Weet julle, daai lyn is nooit beset nie. En hy's net daar vir jou. En dan wil ek uitkom by, soos wat ek nou nog gevra het, wie is God vir jou? Kom, ek gaan vir julle deel, wie is God? God is liefde. God is absoluut liefde. Ons lees dan in Johannes 3 vers 16. 'n baie bekende vers, en ek dink dit is in elke ou se hart vasgepen. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, vir die wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal beerwe. God is liefde. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil jou help, hy wil jou lei, hy wil jou beskerm. Maar weer eens, jou wil. Jy sien, liefde is nie net iets wat God doen nie. Jy kan verseker wees, dit is mos iets wat hy nou al gewys het. Hy het al gewys hoe lief is hy vir ons as mens. Ek dink hulle sê ook, wat ek gehoor het, toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe hy nou sy laaste asem uitgeblaas het, daar mos donker, duisternis oor die hele wêreld gekom. Ek kan amper dink, weet julle hoekom? Want God wou nie sien hoe sy seun sterf nie. Toe maak God alles donker. En onthou ook, Jesus het gevra, Vader, hoekom het U my verlaat? Ek dink God was so hartseer om sy seun te sien ly, vir mense wat dit nie eers gaan waardeer nie, vir mense wat nog steeds van die hand wys. Dit is die liefdevolle Vader wat ons het. Jy sien, en sy liefde is onvoorwaardelik en vir ewig. Ons lees in Romeine 8 vers 38.
Niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is. Niks. Ons is vasgeanker in sy liefde. Het gaan nie oor wat jy jou prestasies nie. Het gaan nie oor wat se toekennings jy gekry het nie. Dit gaan oor jou verhouding met 'n lewendige God. 'n Lewendige God. Ons God lewe. Ons Vader lewe. Ek meen, hy het dit vir ons gewys aan die kruisdood, aan sy Jesus, aan sy seun. Wat 'n ander bewys wil mense nog hê? Wat wil jy nou nog sien? Van God se liefde. Hoekom kan jy dit nie net aanvaar nie? Jy sê, dankie. Dankie, Here, dankie. Jy sien, Vader wil regtig nie dat enigiemand moet verlore gaan nie. Ons lees dit in 2 Petrus 3 vers 9. Hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ons almal weet Jesus kom terug. Wanneer die tyd is, weet ons nie, maar ons weet hy kom terug, want dit staan in die woord en die woord is die waarheid. Maar weet julle, ek dink amper Vader stel dit uit, net omrede hierdie ook in die woord staan. Hy stel dit uit, want hy wil hê almal moet tot bekering kom. Hy wil nie hê enige een moet verlore gaan. Enige een. Selfs al het jy hoe aangejaag, selfs die grootste moordenaar wat in die tronk sit. Ewen God het hom nog lief. Hy het hulle nog nie verlaat nie. Dit is die genadige, liefdevolle God wat ons aanbid. En ja, vriende, oomblik. Ek dink ons almal is bekend met daai God is liefde, juig ons harte. God is regtig liefde. Maar nou kom jy dalk 'n ander een ding by my op wat ook eintlik hartverskeurend is, nê. Hoekom is mense kwaad vir God? Wat het God aan jou gedoen? Nee, maar ek het my werk verloor. Hoe het jou werk verloor? Ek het gesukkel om vroeg, ek het altyd elke aand laat TV gekyk en dan het ek verslaap so, met ander woorde ek was laat by die werk. Hoe is dit God se skuld as jy laat TV gekyk? Hoe blameer jy nou vir God? Dit is net een simpel voorbeeld. Maar verstaan julle, nou mense word kwaad vir God as dinge nie volgens hulle dinge loop nie. Maar soos wat ek nou gesê het ook is, gaan dit goed, vergeet jy van God. Gaan jy sleg? O ja, dan is daai mos 'n rooi telefoon, is 'n noodlyn. Help, help, help. Dis hoe Vader werk. Vader het ook emosies. En om vir Vader te blameer oor jou swaar kry oor die foute wat jy gemaak het. Ek kan nog 'n ander voorbeeld ook gebruik. Sê maar jy gaan kuier saam met jou vriende vanaand en jy drink 3-4 drankies te veel. En jy weet jy moes nie. Maar jy het, want jy wou. Dan gaan jy klim in die kar en jy's in 'n ongeluk. En iemand is beseer. Wie se skuld is dit? God se skuld of jou skuld? Verseker nie God se skuld nie. Hy het mos nie vir jou gesê gaan. Verseker nie. Maar verstaan julle, so onnodig probeer jy ons hemelse Vader vir dinge wat jy doen. Jy sien, wanneer ek kom nog steeds terug om te sê dat ons gaan deur swaar kry. Ons gaan daardeur, maar dit is 'n beproewing. Dit is hoe God jou beproef. Hoor hierso as jy getrou, want onthou wat hy gesê het, as jy 'n min getrou gaan wees, gaan hy vir jou meer gee, want dan weet hy mos jy is getrou aan daai bietjie. Maar as hy vir jou bietjie gee, jy is nie eens getrou daaraan nie, hoe moet hy vir jou meer gee? Hoe moet hy jou seën met meer? Ons lees in Job 2 vers 10, wat ek meen ons almal bekend met Job se storie. Moet ons dan die goeie van God aanneem en nie ook die slegte nie? God moet jou beproef. Ek meen, sê maar jou kind, gebruik ek weer 'n kind as 'n voorbeeld. Jy het nou vir 'n hoop koekies gebak en jy sit dit daar op die tafel, want die familie kom later vanmiddag oor en dan wil die koekies en goeders bedien. Maar moet nou nie van die koekies eet nie, want daar's nou net genoeg vir dit, vir daai mense wat kom. Jy gaan hom ons nou probeer vertrou. Daar gaan jy aan met die res, hier kom jy aan al die koekies is weg. Nou wat nou? Jan, waar's die koekies? Ek was nie daar nie. As jy sien as jy by die huis. Waar's die koekies?
O, maar ek het in 'n ander bak gesit, toe sit ek dit bo op die kat, want ek was bang die kat sou dit geëet het. En nie haal dit af. Wow, Tian, well done. Dit is mos nou. En daar kom jou vertroue. O, okay, weet jy wat? Nou volgende keer kan ek 2 koekies of 2 koeke op my tafel los. Tian sal dit oppas, want Tian het my gerespekteer, hy het na my woord geluister en hy het gedoen wat ek gevra het. Hy het actually dit verder gedoen. Dit is presies hoe ons Hemelse Vader werk. Presies so. En weet julle, al gaan ons deur 'n storm, al gaan ons daardeur. Ons is nie alleen in daai storm. Hy storm hou op. Maar as Jesus jou stuurman is, kan jy maar agter in die boot lê en slaap. Hy sal jou daardeur trek. Hy sal jou nie alleen daar los nie. Hy sal nie. Jy sien, God is altyd naby aan ons. Hy's nooit ver nie. Nooit nie. Ons lees in Psalm 34 vers 19. Die Here is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos die wat verslaa is van die gees. Sien, al voel dit vir jou of God ver is, hy is nie ver nie. God is nader aan jou as die klere aan jou lyf. Hy is nie ver nie. Dit is die vyand wat jou dit wil laat glo dat nee, hy luister nie vir jou nie, hy gee nie meer vir jou om nie, bla bla bla. Dan kom ek weer terug wat ek eers gesê het. Hoekom wil jy daai leenaar glo wat nie eers 'n Bybel geskryf het nie, wat nie een woord van waarheid kan praat nie? Maar jy kan nie God op sy woord vat nie. Hy wat die Bybel geskryf het, hy wat sy seun gegee het om vir ons te kom red. Hoekom nie hom glo nie? Hoekom eerder daai ene glo wat altyd net agteraf is en jou van die stryd af wil bring? Maar ek dink is ook baie te doen is, want mense verstaan nie God nie. Mense verstaan nie sy plan nie. Mense weet nie regtig wie hy is nie. Soos ek sê, baie mense dink hy's maar daai meneer met daai rottang. As jy iets verkeerd gedoen het, gaan jy vir jou kry. Dit is nie God nie. Dit is nie God nie. Ek dink God het alles gemaak uit liefde uit. God is liefde. Ons lees in Jesaja 55 vers 8. Wat God sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie. Weet jy, dit is so belangrik om let go and let God. As jy sukkel met iets, bid, los dit by die Here. Let go and let God. If it's meant to be, it's meant to be. If it's not meant to be, there's something better. Dit is hoe ons Vader werk. Maar ons probeer ook soms inspring. Dan probeer ons self God se werk doen. Dit gaan werk nie. Want nie een van ons is God nie. Nie een van ons kan sy werk doen. Julle sien, vriende, soms sien ons net die kleiner prentjie van wie God regtig is. Maar soos ek sê, as ons neuse uit ander mense se sake ook hou en ons neuse God se woord hou, wat 'n beter wêreld sal dit nie wees nie. Want jou neus hoort mos nie daar nie. Woord in God se woord. Dit is waar jy jou bou. Dit is waar jy van hom leer. Dit is hoe jy van hom leer. Dit is hoe jy meer van hom leer. Ek meen, daar het Jesus gekom. Jesus het aarde toe gekom, vleklose lam. Hy het vir ons kom wys wie God is. Nou, as ons nou moet kyk na Jesus se lewe op hierdie aarde. Hoe het hy gelewe? Hoe het hy na mense toe gegaan? Wat het hy alles gedoen? Hy het een keer kwaad geword, dit is hoe hy die tempel gaan reinig het. En maar ander kere, hy het gehuil toe Lazarus dood is. Hy het siekes gesond gemaak. Hy het lammes laat loop, blindes laat sien, dowes laat hoor. Is dit nie wat God gedoen het nie? Dit is God. Daai is God. Is dit nie liefde nie? En wat kom maak vyand? Hy kom breek ons af. Hy kom vernietig en steel. Dis wat hy doen. Nou, ek verstaan regtig nie hoe kan mense nie belangstel aan God nie. Verstaan nie hoe kan mense jou rug draai op God nie. Ek verstaan dit regtig nie. Ek dink die wêreld mislei mense ook so, veral met TV en advertensies. Ek dink ons almal weet dat 'n advertensie so misleidend kan wees. Hulle sê vir jou byvoorbeeld, hierdie blikkie Doom kan 200 spuite hou, maar kry jy hom hier by die huis, hou jy net 100. Dit is misleidend. Die woord is nie misleidend nie. Dit is 'n hardkopie van God se belofte. Ons lees in 2 Korintiërs 4 vers 4. Die God van hierdie wêreld het die sinne van die ongelowiges verblind. Jy sien vyand, dis kom ek sê, hy loop rond
soos 'n leeu, soek om te verslind, te verskeer, af te breek wat die waarheid is, weg te vat wat die waarheid is. Ons moet net vir hom sê, sorry, so ver nie verder. Ons is kinders van die Here, en God beloof ons. Sy boek is vol beloftes. Jy sien natuurlik dan is dat die sonde wat ons van God af wegtrek, en dis die sonde wat vir ons blok. Maar, kosbare bloed van Jesus, het ons kom reinig. Hy het ons kom skoonmaak, 100% gewas. Ons is rein, duur gekoop, deur Jesus se bloed. Ons lees in Jesaja 59 vers 2, maar julle ongeringthede het skeiding gebring tussen julle en julle God. En dit is in die Ou Testament wat ek ons vir julle gesê het van die Israeliete, wat die hele tyd agter die afgode aangeloop het, en na afgod kan ek vir hom niks doen nie, maar dit was die gevolgtrekking daar. God het hulle sy rug gegee, maar toe kom die grootste verlosser, die grootste een, Yeshua Mashiach. Hy kom red ons almal van die ewige dood. Nou kom my vraag weer by my op. Wat het God aan jou gedoen? Wie is God vir jou? Hoe naby is jy aan God? Vertrou jy God regtig met alles wat jy het? Vriende, ek kan nie julle harte lees, ek kan nie julle verstand, julle gedagtes lees nie. Maar ek weet Vader kan. En ek weet, elkeen van ons kan daai vraag self antwoord. En met eerlikheid dit voor God antwoord. Ons lees, verskoon tog, in Deuteronomium 30 vers 19. Ek het jou vandag die lewe en die dood voorgehou. Die seën en die vloek. Kies dan die lewe. Kies die een wat jy wil kies. Dien die een wat jy wil dien. Glo die een wat jy wil glo. Maar maak dit seker dat jy hoor hom. Maak net seker jy maak nie 'n fout nie. En weet verseker dat Abba Vader met julle elkeen is. Amen. Vriende, dan gaan ons oorgaan na die nagmaal toe. Ek lees vir ons voor uit Johannes 6. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos die vaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ek hou vir ons voor 1 Korintiërs 11 vers 27. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.
Vriende, dit is net 'n waarskuwing as jy teen iemand nog iets het, iemand nog nie vergewe het nie, iemand nie wil vergewe nie, is dit nou jou kans om hom te vergewe, om die Vader te los, sodat daar nie 'n oordeel oor jou gespreek word nie. Vader sê ook, as jy 'n probleem het met jou broer, of daar's 'n grief tussen julle, en jy bring jou offergawe na die tempel toe, los dit eers net daar, gemaak reg, en dan kom opdien jy jou offer. Belangrik om hulle vry te spreek, sodat jy die ware seën ook van die nagmaal kan ervaar. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap van die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Die beker van die danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Vriende, neem die brood en die beker, en neem saam met my deel, net wanneer julle gereed is. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir die geleentheid wat ons kon gehad het om u woord te kon bedien en te kon luister. En ja, Here, nog meer van u te kan hoor, Here, en meer van u te leer. Vader, dankie dat ons kon gelees en gehoor het van u liefde, Here, u liefde wat nooit vergaan nie, Here, u liefde wat altyd by ons is. Vader, help ons in ons sondige natuur om regtig te ervaar en nie weer te twyfel aan die liefde wat u vir ons het nie. Ja, Here, soos wat ons nou die nagmaal ook gebruik het, soos wat u eie seun nie gespaar het nie, net om met ons te versoen. Here, hoe kosbaar en hoe belangrik is ons nie vir u nie. Here, help ons regtig om so te lewe, om so die ligdraers te wees. Vader, soos wat ons vir u kan doen, dat ons dit altyd sal doen, in liefde en omgee en gehoorsaamheid aan u woord. Vader, ons loof u, ons prys u en ons dankie. Wees ons ook so saam met ons, waar ons die res van hierdie week moet ingaan. Vader, en daar waar ons gaan, laat ons van u liefde met die mense om ons deel. Ek vra dit in God se naam met erkenning, Yeshua Messia. Amen. Vriende, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal saam julle elkeen wees. Amen.
Ek gaan net hier berwe. Net gesien, voorsien. Nee, so.